Hallo maatjies, my naam is Krullebol, die boekrol. Ek is super slim, want ek lees vreeslik baie. Vandag wil ek julle vertel van die interessantste boek wat ek al ooit gelees het. Miljoene boeke word oor hierdie boek geskryf. Dit vertel ons van hoe die duiwel gekom het om die wêreld stukkend te maak. Dan vertel dit ons verder hoe Jesus Christus aarde toe gekom het om die duiwel te oorwin. En dan vertel dit ons van hoe Jesus weer aarde toe sal kom om alles weer goed en mooi te maak. Maatjies, het julle al ooit gewonder waar sonde vandaan kom? Kom ons gaan kyk wat gebeur het. Kyk net die vrugte. Kyk net hoe mooi is alles. Eva, kyk hierdie lekker vrug. Het jy al so een geproe? Ja, ek dink ek het. Daar is so baie soorte. Ek wil net proe en nooit ophou proe nie. Ek is lus vir die een wat die eergister my laat proe het. Kan jy onthou waar ons dit gepluk het? Sjoe, Eva, daar is so baie. Ek weet nie eers van watter een jy praat nie, maar maak dit saak. Almal is so lekker. Ja, jy's reg. Dit maak nie regtig saak watter een ons eet nie. Ons mag van almal eet, behalwe van die een in die middel van die tuin. Ja, Eva, jy moet wegbly van daardie vrug. En ek natuurlik ook. Ek weet, Adam, as mens daarvan eet, gaan 'n mens net daar dood. Ek dink ons moet gaan kyk waar daardie boom is. Is dit nie bietjie gevaarlik nie? Solank ons dit net nie eet nie, is ons veilig. Kom ons gaan kyk. Kyk, Adam, daar is die boom. Ek sien, Eva, dit is so mooi. Kom ons gaan kyk. Ek wonder hoe dit proe. Ek ook. Wat is daar in die boom? Kom ons gaan kyk. Slang, wat soek jy daar in die boom? Ek speel 'n bietjie hier in die boom. Jy moet net nie aan die vrugte raak nie, slang. Dis gevaarlik. Ag, die vrugte. Dis geen gevaarlik nie. Natuurlik is dit. God het gesê ons mag nie daarvan eet nie. Ag, is dit so? En wat sal miskien gebeur as ek daarvan eet? Ons sal doodgaan. Ag, is nie. Dis nie wat sal gebeur nie. Het jy al ooit iets sien doodgaan hier in die tuin? Nee, ek het nie. God wil net nie hê julle moet van die vrugte eet nie. En wat sal nogal gebeur as ons van die vrugte eet? Julle sal net so slim word soos hy. Regtig? Nou waarom sal God nie wil hê ons moet slim wees nie? Want dan is julle soos hy. Ek sal daarvan hou om soos God te wees. Nou eet so 'n bietjie van hierdie vrug. Nee, slang, ek sal doodgaan. Is nie. Lek ek dalk vir jou dood? Het jy dit dan geëet? Natuurlik. Dis heerlik. Kom proe. Ag kom, net een nou happie. Kom proe. Nou goed, gee hier. Ek wonder al lank hoe proe dit. Gee vir Adam ook. Dis nie mooi om alleen te eet nie. Sjoe, Adam, proe hier. Dis die beste wat ek nog ooit geëet het. Kyk, ek is nie dood nie. Sjoe, dat God vir ons ook kan jok. Gee hier. Sien, Adam, niks gebeur nie. Kyk, Eva, jy's kaal. Jy ook, Adam. Kom ons kruip weg. Ek hoor iets. Kruip weg. Ek dink dis God wat in die tuin wandel. Nie daar nie, Eva. God sal jou sien. Eva, ek dink nie mens kan vir God wegkruip nie. Ek dink hy sien jou, Adam. Adam, Eva, waar is julle? Hier is ek.
Waarom kruip julle weg? Ek het u gehoor en bang geword, want ek is skaal. Hoe weet jy is skaal? Het jy van die verbode vrugte geëet? Die vrou wat u vir my gegee het vir my van die vrug gegee en ek het geëet. Eva, wat het jy gedoen? Die slang het my gekil en ek het geëet. Omdat jy dit gedoen het, slang, is jy vervloek onder al die diere. Van nou af sal jy nie meer pote hê nie. Op jou pens sal jy seil. Oh, my pote. Eva, omdat jy dit gedoen het, sal vroue baie pyn wanneer babas gebore word. Adam, omdat jy dit gedoen het, is die aarde vervloek. Daar sal oral dorings en bossies groei. Jy sal baie hard moet werk om te kan eet. Hier is vir julle klere, gaan weg uit die tuin, gaan bewerk die aarde. Sjoe, maatjies, ek, Krullebol, die boekrol, dink dit was vreeslik lelik van die slang om vir Adam en Eva so verskriklik te jok. En nou, omdat hulle net van hierdie vrugte geëet het, is daar nou sonde in die wêreld. Ons weet nie watter soort vrug dit was nie. Heel moontlik was dit 'n vrug wat ons glad nie ken nie. Ons het dit sommer roomysvrugte gemaak, want dit moes vreeslik lekker gelyk het. Gelukkig het God die mens nie net gelos nie. Hy stuur Jesus Christus aarde toe om vir ons sonde te kom sterf, want sonde moet gestraf word. As jy in hom glo, is jou sonde betaal. Dis darem maar goeie nuus, maatjies.